Hoofnuus vanaand, 'n helde ontvangs van sommiges wag vir persona non grata, Ebrahim Rasool. En owerhede soek skuiling vir diegene wat deur die oorstromings in KwaZulu-Natal geraak is. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Kusatu in die Wes-Kaap sê Ebrahim Rasool sal 'n helde ontvangs geniet sodra hy terug is in die provinsie. Na sy 6de provinsiale kongres het die leierskap die media toegespreek en gesê die Rasool-kwessie is een van die resolusies wat geneem is. Van die ander resolusies wat geneem is die herstel van die verhouding met sy drie-party alliansievernoot die ANC. Dat zodra hy in die Kaap gaan kom, dat ons gaan ons nommers daar gaan wees by die lughawe om te verseker, om te sê dat kom, jy is welkom terug by jou huis, jy is een van ons. En as Kusatu ons baie teleurgestel by wat gebeur het, dat die regering so besluit kan neem op informasie wat nie korrek was nie. So dis alles deel van die campaigns wat ons besluit het in vandag. Die premier van KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, sê die omvang van die skade wat deur die swaar reën in die provinsie aangerig is, word tans bepaal. Maniere om skuiling te bied aan inwoners van veral Inanda in die eThekwini metro wat dakloos gelaat is, word ondersoek. Die metro se burgemeester, Cyril Kaba, het sy kommer uitgespreek oor die meedoenlose oorstromings wat die provinsie tuister. Die dodetal het intussen tot 9 gestyg. We are hopeful that when we engage those who are affected here in Inanda, because I've heard that they lost everything and unfortunately they chose to be with their neighbors according to the information which I've heard, but we'll engage them. Apart from the fact that we have brought some support to them, but we'll also engage them to establish whether they decide to continue staying with their neighbors, and then we find ways of expediting the support in terms of them ensuring that they're being assured that they get shelter. We are told that we are not out of the wood yet, because we're still yet to get rains in April as well as in May. We hope that we will not face the same devastation that we have seen in the last since the beginning of this year. 30 jaar na 'n suksesvolle grondeis sal voormalige inwoners terugkeer na die Rykmansbuurt van Bishopscourt in Kaapstad. Verskeie regeringsdepartemente het saamgewerk aan wat bestempel word as 'n goeie voorbeeld van 'n suksesvolle grondeis. Die regering sê hy besit die meeste grond en geboue in die land. Grondeise wat sloer moet bespoedig word om die grond en geboue produktief aan te wend. Tussen 1959 en 1970 is 132 families onder apartheidswetgewing verskuif vanuit die skadu van Tafelberg. Hulle is na gebiede geneem op die Kaapse vlakte wat hulle nie geken het nie en hulle vreedsame bestaan is op die kop gekeer. Die 81-jarige William Francis onthou sy gelukkige jeugjare hier en sê die wreedheid van die gedwonge verskuiwings het sy ma se hart gebreek. En het gekom by huis, hulle moe vandag, en laai hulle al jou furniture en al jou goed, en ze weet nie van waar jy gaan nie. Party het gegaan na Lotus River, party het gegaan na Menenberg, party het gegaan na Steenberg. Het was al die hele community was gesplit. Francis is een van 86 grondeisers wat sal terugkeer na Protea Village. 3 stukke grond is aan die gemeenskap oorhandig. Op 1 stuk sal huise gebou word en die ander dele verkoop word om bouwerk te befonds. Grond is beskikbaar gestel deur die Departement van Openbare Werke en die stad Kaapstad. As die grootste grondeienaar sê die regering dat hy meer projekte soos die moet ondersteun. One of the first things we said is we want to use public assets for public good. And I think that this is a good example of that, but we need to do more of it. And I'm aware that there are more land claims, that there are other opportunities for us to contribute. And where that is, I give you my assurance that we will make that land available speedily and in a very accessible manner. Buiten die grond wat beskikbaar gemaak is, sal die stad Kaapstad ook bouwerk aan die gang sit.
Die stad het so by amper 45 miljoen rand ingesit vir die projek vir daai sogenaamde bulkdienste, daai ondergrondse groot dienste wat elke huis nodig het om die projek te laat voortgaan. Tyd raak min vir die grondeisers, maar hulle hoop hulle sal sterk genoeg wees om die dag te beleef wat hulle kan terugkeer na die pragtige omgewing naby die Kirstenbosch Botaniese Tuin. Mariska Botha, SAK nuus, Bishopscourt. 'n Dubbelkanker-oorlewende, Michael Wayne, is op 'n missie met 'n veldtog dat 'n kankerdiagnose nie noodwendig 'n doodsvonnis beteken nie. Wayne sê hy wil diegene wat met kanker gediagnoseer is, motiveer om die siekte te beveg, waaraan 10.000 mense in Suid-Afrika jaarliks sterf. Michael Wayne het eers prostaat en toe kolonkanker geveg en gewen. Nou 6 jaar later is hy steeds in remissie en versprei die boodskap dat kanker nie die einde is nie. Die geveg het familie en vriende as soldate nodig. Vir die mense wat ek ontmoet op hierdie pad wat kanker het, kan ek net vir die mense, ek is nie finansiëel sterk om vir hulle finansies te gee nie, maar ek weet ek kan 'n groot rol speel in hulle emosionele toestand. En ek weet al sien ons dit nie nou nie, wonderwerke gebeur nog steeds. Wayne ryloop en stap van Kaapstad na enige plek in die land na die beddens van diegene wat met kanker vroeg. Hierdie week het sy reis hom na Kimberley geneem, waar die 17-jarige Aiden Jack testikulêre kanker beveg. Mr. Michael se rol wat hy gaan speel in die familie en in Aiden se lewe is baie 'n groot rol, want hy deurgegaan alreeds wat Aiden nou currently deurgaan. En vir hom sy motivering help baie, omdat wanneer Aiden mismoedig voel, dan encourage hy weer vir Aiden. Die jongman van Appington het nog 'n lang pad om te stap. Hy sal reeds sterker nadat hy net 3 maande gelede bedlend was. Aiden beklei nie alleen die kanker nie, maar die familie, die gemeenskap, sy skool, vriende, beklei almal saam met Aiden hierdie kanker. Aiden het skool vir nou onderbreek en hoop om terug te keer na graad 11, sodra sy epiese stryd teen een van die mees gevreesde siektes verby is. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Dit is al vir vanaand, tot môre, totsiens.